Goeiemôre. Lekker om by mekaar te wees, nee. Daar is hy. Lekker om te sing van al ons seëninge, tel al een vir een. Dit is om so 'n waar beginsel. Dis vir my wonderlik hoe dit wat ons sing, ek wil hierdie evangelieliedere is hoe lank al terug geskryf, en die musiekspan sit dit by mekaar, maar dis waaroor ons vanoggend gaan praat. Ek het nie vir hulle gesê, kan ons hom sing nie, maar terwyl ons nou daar gestaan het en gesing het, toe besef ek net, is so 'n bevestiging van die Here, wat doen ons met die seëninge van die Here, en wat is alles tot ons beskikking? Ja, en mag die Here vir ons seën, vanoggend, terwyl ons tydjie uitkoop uit ons program, om vir hom die geleentheid te gee om met ons te kan praat, en vir onsself die geleentheid bied, om te kan luister na dit wat die Here vir ons wil sê. Kom ons bid net saam. Here Jesus, ons sê vir U so baie dankie, dat ons vanoggend die voorreg het, om hier by mekaar te kan wees. Dankie dat ons lekker kan sing. Dankie vir ouens wat ons begelei op 'n klavier, en mense met sangstemme wat U gegee het, om vir ons te kan seën, en te kan lei, in hierdie sang, en Here, ja, terwyl ons dit gesing het dit in ons harte regtig vir ons opnuut net weer laat reflekteer oor hoe dankbaar ons moet wees en kan wees vir alles wat ons uit U hand ontvang. Ons kyk rondom ons, Here, en dit bepaal baie keer die toestand van ons seëninge. Ons kyk en ons sien ander het meer as ons, en dan is ons dikbek. Here, help ons om by dit verby te kyk wat die ander het, en te geniet dit wat U vir elke een van ons elke dag gee, want hulle is te veel om te tel. Want U weet wat ons nodig het. U weet wat ek nodig het. U weet wat my behoefte is, en U voorsien dit vir my elke dag. Dankie. Dankie vir hierdie seëninge. Dankie vir die groot seëning wat ons het vanoggend, om hier by mekaar te kan wees. Saam met U, saam met mekaar, in U huis. Here, dankie. Dankie daarvoor. Dankie vir U woord. Dankie vir gemaklike stoele wat ons het. Dankie vir heerlike sonskyn daar buite. Dankie vir, ja, alles wat in ons guns stel. Here, U is onuitspreeklik goed vir ons. Dankie daarvoor. Terwyl ons nou 'n paar gedagtes uit U woord deel, Here, sal U asseblief kom deur U Gees wat hierdie woord geïnspireer het, en sal U dit vir ons kom oordra aan ons harte, dat ons dit kan verstaan, en dat ons dit kan toepas. Asseblief, dat as ons hier uitgaan, ons nader aan U sal wees, en meer soos U sal lyk, en meer toegewyde disippels van U sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Psalm 55, kom ons kyk graag daar. Ek wil vandag met jou praat, my tema vir vanoggend is, wat doen jy met jou sorge, of jou laste? Ons het nou gesing van die teenoorgestelde daarvan, die seëninge, dis wat ons met die seëninge moet doen. Ons moet hulle tel, een vir een, dikwels, wanneer dit swaar gaan hierdie kant, kom ons kyk na wat goed is. Want so gou wil ons laat een moeilike las, een moeilike sorg, een moeilike probleem, beroof ons van die duisende seëninge wat ons het. Dis ongelooflik hoe die duiwel dit kan regkry, deur een of twee goed in 'n lyn met ons te laat gebeur, en skielik hoor jy mense wat sê, maar God is teen my, God is kwaad vir my, niks loop vir my reg nie. Tel jou seëninge. Hoeveel seëninge gaan by 'n ou verby voor jy in 'n oggend by die eerste ou kan kom vir wie jy sê, God is kwaad vir my, God is teen my. Feit dat jy wakker geword het, dat jy kon opstaan van die bed af, dat jy kon gaan water drink het, dat jy koffie kon maak, wat dit ook al is. Seëning op seëning op seëning. Ek dink die groot ding is net die perspektief, waarna ek en jy na dit kyk. Kyk ons na ons probleme, kyk ons na ons sorge, kyk ons na ons laste, en fokus ons daarop, of fokus ons op die seëninge van die Here. En hierdie psalm, hy is 'n bietjie langerig, maar ons gaan hom lees, is 'n wonderlike psalm wat Dawid geskryf het, juis in 'n tyd wat die vyand teen hom was, wanneer, ons sal sien, dit was 'n aanslag van buite en van binne wat gekom het, en hy wou op 'n stadium waar hy moedeloos raak, en net kyk na al hierdie goed wat na sy kant toe kom, en dan sien ons daar so 'n sleutel wat hy ontdek in hierdie psalm, om te sê, kom ons draai dit om, kom ons draai dit om. Wat doen jy met jou sorge en jou laste? Vir die musiekleier, met snaarinstrumente, 'n onderwysing van Dawid. O God, hoor my gebed
en verberg U nie vir my smeeking nie. Luister na my en verhoor my, in my onrus dwaal ek rond en is verward. Weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose, want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. My hart krimp in mekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. Dis hoe ons baie keer voel, en dan het ons dieselfde reaksie, dan sê ons kom net hier uit, kom ons kom net weg, toe sê hy, ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Hy wil ook weghardloop van sy probleme. Dis nie uniek dat net ek en jy baie keer voel, alles en almal is teen ons, ons wens ons kan net op 'n ander plek kom en voorbegin. Hy het presies dieselfde gevoel. Ons sê, ons wil weghardloop, hy het gesê, laat ek wegvlieg, soos 'n duif. Kyk, ek sou ver wegvlug, sê hy, nie net om die draai nie, ek sou ver wegvlug, ek sou vernag in die woestyn. Hy kies hier eerder die woestyn om in te gaan vlug as sy paleis waar hy in bly. Nou ons sê, hoe is dit moontlik? Dis perspektief. As jy jou perspektief verloor, dan sê ek vlug eerder en ek gaan bly in die woestyn, as wat ek in my paleis bly en my probleme en my aanslag teen my vierkantig in die oë kyk en dit hanteer. Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. Verwar, Here, verdeel hulle spraak. Dis nou sy vyandesin. Want ek sien geweld en twis in die stad. Dag en nag omring hulle dit op sy mure en binnekant is onreg en moeite. Wat onheil aanbring is daar binne en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie. Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude. Ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare. Dan fokus hy weer op die vyand aan die buitekant. Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdal, want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste. Maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Saans en smorens en smiddags klaag ek en steun, en hy hoor my stem. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle antwoord, ja, hy wat op die troon sit van lankal af, omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie. Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het, en hy het sy verbond ontheilig. Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog, sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. En hier kom ons, by wat ek en jy moet doen met ons sorge en met ons laste. Werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie, maar U, o God, sal hulle, sy vyande, laat neerdal in die put van vernietiging. Manne van bloed en bedrog, sal hulle daar nie tot op die helfte bring nie, maar ek vertrou op U. Werp jou sorg op die Here, hy sal jou onderhou, hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Here, ek vertrou op U. Is die slotsom waartoe Dawid kom, nadat hy hierdie hele gebed, wat hulle nou later getoons het, wat 'n lied geword het, hierdie gebed wat hy bid vir God se hulp, teen die gevaarlike vyand, wat die regverdige haat en hom wil kwaad aandoen. Dis 'n donker psalm hierdie in baie opsigte. Hy het baie lig ook en 'n wonderlike uiteinde, maar hierdie is 'n swaar donker psalm. Dawid worstel hiermee. Hy is die uitverkore een van die Here, hy weet dit. En nou sien hy die vyand kom van buite en hulle wil hom vernietig op elke terrein. Polities, sosiaal, daar in die samelewing, in die stad, op die markplein, oral is die vyand besig om sy agenda te dryf, en Dawid weet later nie
watter kant toe nie, dat hy daar in, watter vers is dit? In vers 17 sê, maar ek roep God aan en die Here sal my verlos. Wat hy besef, te midde van hierdie situasie, dit kan nie so aangaan nie. Die Here moet 'n verandering vir hom bring en die Here sal hom verlos. Hy het nie net hier te doen met die aanslag van die vyand van buite nie. Hier's 'n kinkel in hierdie kabel, het julle gelees? Dis nie net die vyand buite nie. As die vyand net buite was, dan weet ons hoe hy lyk en hoe om te hanteer. Maar sy vyand was van die binnekant af ook. En dis wanneer dit die seerste maak. Wanneer dit kom van 'n kant en 'n oord wat jy dit nie verwag nie. En baie keer is dit ongelukkig so. Binne die gemeente, binne die kerk van die Here Jesus. Baie van die seer wat ons ervaar, kom uit 'n oord wat ons dit nie verwag het nie. Hy sê, want dit is geen vyand wat my smaad nie in vers 13. Anders sou ek dit dra. Hy sê as dit die vyand was wat hom gesmaad het en hom probeer in 'n skande laat kom het. Hy sê ek sou dit verdra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie. Anders sou ek my vir hom wegsteek, maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude. Dis sy vriend. Wie dit was, weet ons nie, maar hy het hierdie geskryf en gesê, die vyand val van buite af, maar hier binne is iemand wat besig is om 'n mes in my rug. Hy ondermyn dit wat ek graag wil doen. Vers 21 gaan hy weer terug. Hy sê, hy verwys na hierdie selfde een. Hy sê, hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het. Hy het sy verbond ontheilig. Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog. Sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Het ek en jy dit nie al ervaar nie? Hulle woorde is soos botter, dis sag, dit klink mooi, dit klink lekker, maar dit is soos ontblote swaarde. Hulle steek ons in. En dis waarmee Dawid hier sê, is nie net die vyand daar buite nie, dit ook, maar hy's verraad in sy binnekant. Hy's iemand wat naby aan hom was, iemand wat sy hart gedeel het, iemand met wie hy sy vriendskap gedeel het en sy diepste menswees gedeel het, wat omgedraai het en hom verraai. Wat 'n las om te dra. Hy is die koning, hy moet sorg vir die veiligheid van sy vyand daar buitekant, of dat die vyand nie sy stad en sy koninkryk inneem nie. Hy het hierdie las wat hy dra, hierdie sorg, ek moet veiligheid gee aan die mense van Israel. En terwyl hy besig is om dit te doen en dit vir hom moeilik is en nie aldag maklik is nie, het hy nou nog hierdie verraad van binne wat iemand baie naby aan hom nog kom. Ons wil amper sê nog hierdie las net kom swaarder en swaarder en swaarder gemaak het. Asof hy nie genoeg laste gehad het wat die vyand op hom kom laai het nie, kom laai sy eie nog. As jou eie soldate op jou begin skiet, dan weet jy nie watter kant toe nie. En dis baie keer waar ek en jy maar moet kom. Dis baie keer hoekom God hierdie goed toelaat in ons lewe, dat ons op 'n punt kan kom dat ons sê ons hoop is nie in vlees en bloed nie. My hoop is nie in 'n vriendskap nie. My hoop is nie in die wysheid van 'n raadgewer nie. Here, al wat ek kan doen, ek roep God aan en die Here sal my verlos. Wat is wanneer jy op daai punt kom wat jy besef dis net die Here alleen. Dis net die Here alleen wat hierdie sorg en hierdie las vir my kan kom oplos. Wat ons in desperaatheid by hom uitkom. En dan maak dit nie saak dat die vyand teen ons is nie. Dan maak ons nie saak dat die wat ons gedink het dalk naby aan ons staan en ons ondersteun. Met die botterwoorde ons glad smeer. Maar toe besef ons dat ons net glad gesmeer dat die mes lekker maklik kan ingaan om ons seer te maak. En wat gebeur dan as die mes in is? Dan draai hulle hom nog baie keer ook. Ons is almal bekend met laste, ons is almal bekend met sorge. Gelukkig, ek dink nie ons beweeg in vriendekringe, ek weet nie, ons klere is nie vetterig vanoggend nie. So ons is nie vol botter gesmeer nie. Ek hoop nie is van ons wat botter gesmeer is in die proses om met 'n mes gesteek of met 'n swaard gesteek te word nie. Maar ten spyte van dit alles, ten spyte van die feit dat ons al hierdie seëninge tel, is daar een ding wat ek en jy goed ken, en dit is sorge en laste. Ons is goed bekend met sorge en laste. Daar's familiesorge en laste wat almal van ons dra. Op een of ander manier
is ons verbonde aan 'n familie. Ons het hulle nie kon kies nie. Wel, al het ons hulle gekies, sou ons nog steeds probleme gehad het. Maar ons almal van ons wat hier sit, het ergens komplikasies in ons familie. Ons dra sorge en laste in ons familie. Almal van ons, of meeste van ons, dra finansiële sorge en laste. Jy bekommer jou oor, gaan my pensioen, as ek 'n pensioen het, gaan dit eendag genoeg wees? Wat van dit? Gaan ek geld hê om die kinders universiteit toe te laat gaan? Gaan ons einde van die maand geld hê om al ons verpligtinge na te kom? Al hierdie goed waarmee ons stoei. Dis, gaan my besigheid 'n sukses wees of nie? Gaan ek moet gaan geld leen ergens? Wat gebeur? Almal van ons weet wat dit is om finansiële druk te ervaar. Almal van ons weet wat die sorge en die laste is in verband met vrese. Ons het vrese, ek en jy, ons het al baie keer daaroor gepraat. En ons bring hierdie vrees na die Here toe en die Here sê vir ons, die volmaakte liefde dryf die vrees uit. Maar ons vind onsself tog partykeer weer dat ek begin iets vrees. Daar's 'n situasie wat ek vrees. En dit bring ekstra sorge, dit bring ekstra laste. Ek kan hierdie ding net nie neerlê en klaar kry. Hy bly voortdurend kom. Daar's hierdie sorge baie keer in verband met ons gesondheid of mense naby aan ons se gesondheid. As ons sukkel met ons gesondheid, vra vir 'n siek ou in die hospitaal wat 'n slegte diagnose gehad het, hoe gaan dit met hom? Bitter selde wat hy vir jou sal sê. Nee, wat, weet jy, die dokter het nou vir my gesê, 3 weke oor, maar hy is verkeerd. Ek wil vir jou sê, ek vat hom. Dis nie so eenvoudig nie. Gesondheid en swak gesondheid bring baie keer op sy eie ook sorge en laste vir ons. Sorge in verband met die toekoms. Wat hou die land vir ons in? Wat hou ons lewe vir ons in? Rondom die toekoms. Wat van ons kinders? Wat van ons kleinkinders? Wat van mense in ons land wat nog nooit van Jesus gehoor het nie? Hoe gaan hierdie mense hoor terwyl tye net donkerder en donkerder en donkerder word? Sorge en laste wat ons het. Ons is almal bekend met sorge en laste. Is daar een wat nie weet waarvan ons nou praat vanoggend nie? Jy mag nou jou hand opsteek. OK. Ons almal weet, ons is almal dra en almal is bekend met wat is laste en sorge. Nou aan die ander kant wil ek vir jou sê, geen sorg en geen las. Alles wat deur jou kop gegaan het tot hier vanoggend is 'n verrassing vir God nie. Hulle verras ons partykeer. Ek wil jou sê, van hierdie goed het my al verras, dat ek het hom nie sien kom nie. En skielik is hy daar. Maar dit het God nie verras nie. En dit moet die anker wees vir my en jou geloof, dat God word nooit onkant gevang nie. Die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Hy sluimer of slaap nie. Hy's wakker. Hy weet alles. Hy weet alles wat ek vanoggend dra. En hy weet alles wat jy vanoggend dra. Niks is vir hom 'n verrassing nie. Vir my die wonder daarvan is, ons môre is aan God bekend voor hy nog by ons kom. Is dit nie wonderlik nie? Dat God weet, my môre is 'n oop boek voor God. Ja, vir my tref dit plat teen die kop op die grond. Weet jy wat gaan aan nie? Dit vang my God nie onkant nie. Die oplossing wat Dawid hier gee in vers 23, werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Dan vers 23. Dis die oplossing vir ons laste. Ek en jy hoef hulle nie uit te sorteer nie. Ons hoef nie die antwoorde by onsself te vind vir dit nie. Hy sê al wat ons moet doen, is ons moet dit bring en ons moet dit vir Jesus gee. Dit klink te maklik. Dis hoekom ons dit nie doen nie. Want dit klink te maklik. Hy sê, werp jou sorg op die Here. Hy sal jou onderhou. Hy sal die regverdige nooit laat wankel nie. Amen, klaar. En dan sê ons, ja maar. En dan gaan ons. Ons kom tot op daai punt wat ek besef. Ek moet my sorg op die Here werp, ek moet dit vir hom gee. En
Ek doen dit en as ek hom neergesit het, dan vat ek hom sommer dadelik weer terug en sê, wel, ek gaan maar verder met hom. En dadelik hardloop die ou koppie weer. Wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? So seker as wat God nooit omkant gevang word nie, wil ek vir jou sê, so seker is hy die oplossing vir hierdie probleem van ons. Of die oplossing is dat ons hierdie laste en hierdie sorge van ons moet dit net vir hom neem. Hierdie is God se uitnodiging vir ons. Vers 23, daai eerste gedeelte. Die woord van die Here sê vir ons, werp jou sorg op die Here. Ek het nou nie iets wat ek kan gooi wat hier gaan uithou nie. Ja, hier is die tissue box. Wat doen ek met die tissue box? Ek sit hom op Ria sin. Het julle gesien? Of ek sit hom hier op die preekstoel. Wat doen ek met die box? Ek gooi hom op die vloer. Ek werp hom op die vloer. Werp jou sorg op die Here. Moenie kom en sê, ag Jesus, ek weet nou nie meer watter kant toe nie. Ek weet nie, my goed is so swaar, ek is bang dit gaan nou vir u ook te swaar wees, so, miskien moet ek dit maar hou. Gooi dit vir die Here. Hy sê, kom met jou probleme, kom met jou laste, kom met jou sorge, kom met waarmee jy sukkel. Want dit is te veel vir jou. Hy nooi jou. Hy sê, vat dit en gooi dit na my kant toe. Kry klaar. Gooi dit ver. As ek hierdie ding vat, sit ek hom neer, ek kan hom vat. Maar nou moet ek baie moeite doen om terug te stap daar, na daai boks toe. Kom ons doen dit met ons probleem. Want dis God se uitnodiging. Hy sê, vat jou laste, vat jou sorge en gooi dit op die Here. Werp dit op die Here. Die Engels praat van cast. Ken jy 'n visserman? Hy cast. Volgende keer wanneer ons 'n probleem het, kom ons gooi hom. Want hy ken ons situasie. Hy weet hoe ons met hierdie goed worstel. Hy weet ons, sou ek en jy probleme gehad het as ons dit self kon oplos? Nee. Want dan was dit mos nie 'n probleem nie, dan was dit net 'n lekker exercise om te doen. Nee. As ons dit kon oplos, het ons dit opgelos. Ons kan nie. Jesus kan. Kom ons gooi dit vir hom. Kom ons gee dit vir hom. Kom ons werp dit op hom. Hy sê, bring dit vir my. Hy dra dit. Hy los dit op. Hy vat dit. Ek en jy het nie nodig om dit te doen nie. Dis sy uitnodiging. Ons kan ons sorge op die Here plaas. Ek en jy hoef nie alleen daarmee te worstel nie. Want dit is te swaar. Dit maak ons moeg. Dit lê ons lam. Ons kan nie dit doen nie. Hy wag dat ons dit doen. Hy sê, werp jou sorg op. Die Here wil hê, hy wag dat ek en jy ons laste vir hom sou gee. Daai evangelieliedere lied wat ons almal gesing het van ons kinderdae af. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon tot hom te gaan. Hy wat in ons plek wil staan. Hy wil hier kom staan, laat my sorge en my laste en my probleme syne word. Ha! Wat 'n vriend. Wat 'n vriend wat my uitnooi om te sê, ek is jou vriend. Ek kom neem jou laste, gee hulle net vir my. Ek wil so graag. Ek wil. Gee hulle vir my. Dan kan jy los wees. Dan kan jy word en wees wie die Heilige Gees wil hê jy moet wees. Dis sy begeerte om ons te kom losmaak van hierdie sorge en laste, dat ons kan ontwikkel en groei en word wie hy wil hê ons moet wees. Of ons hou vas aan hierdie goed, ons hou vas en dit hou ons terug. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Hy wat ons sorge wil dra. Hy wat wil hê ons moet dit vir hom gooi. Dis God se uitnodiging vir ons. Matteus 11 vers 25. 25. Kom ek lees gou vir julle. Julle ken daai gedeelte. Wat sê Jesus? Kom na my toe. Wie kom na my? Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Almal wat 'n swaar las dra.
en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Kom na my toe. Dis Jesus se uitnodiging. Hy sê, bring daai swaar laste, bring die laste. Dis interessant hier, die juk wat hy van praat, baie keer sien ons dit as hy houtjuk wat die os het wanneer hy ploeg. Dit is nie. Dis die juk van lering waarna hulle verwys hier. Dis Jesus se lering. Die fariseërs het 'n swaar en 'n harde juk van lering gehad. Swaar. Hulle het net nog opgelaai. O, jy moenie dit nie. Jy moenie dit nie. Jy moenie dit nie. Jy mag nie dit nie. Jy moenie dit nie. Nog wette, nog wette, nog wette. Jesus sê, my juk is sag. Is nie hierdie moeilike, swaar, harde leer nie. Nee. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. En net so jou naaste. So maklik soos dit. Ja, skielik is hierdie houtjuk het sag geword. Ek moet God lief hê, ek moet die rondom my lief hê. Dis dit. Dis so eenvoudig soos dit. Ek het nie nodig om al hierdie goed te onderhou, al hierdie goed. My kossies moet so, my hande moet so, ek mag nie op die Sabbat so, ek moet nie dit so, ek moet nie dat so. Nee, ek het nie nodig. Sy juk is sag. Wanneer die lering van die Here Jesus vir ons hard is, wil ek vir jou sê, ons moet gaan kyk na die skrif, want ergens is ons besig om iets mis te verstaan. Jesus het nie gekom om die lewe vir my en jou so moeilik as moontlik te maak. Daarmee bedoel ek nie, het gaan altyd maanskyn en rose wees nie, want hy het gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dit is die pad van die dood. Maar ek wil vir jou sê, dis nie harde leer. Ek mag nie dit, hoekom dit? Nee, ek mag nie dit. Ek mag nie. Jy sê so 'n blou broek aan. Ek mag nie blou broek aangehad het. Dis nie die Here Jesus nie. Dis nie die Here. Hê God lief met jou hele hart en hulle rondom jou net so lief soos wat jy jouself. Kom, bring hulle. Dis die leer van die Here Jesus. Want sy juk is sag en sy las is lig. Want hy kom en neem ons las op hom. Werp jou sorge op die Here. Dis die eerste ding wat ek en jy moet weet. Werp jou sorg op die Here. God se uitnodiging. God het grense rondom ons as sy kinders. Hy sê die tweede gedeelte van daai vers. Hy sê werp jou sorg op die Here. Okay? Dis die eerste ding, of dis wat moet gebeur. Wat gebeur dan? Hy sê, en hy sal jou onderhou. Dis sy belofte. Dis God se uitnodiging, maar dis God se belofte. Hy sal jou onderhou. God sal my onderhou. Hy sal jou onderhou. Baie keer voel ons, hierdie ding is so swaar, hierdie ding is so donker, dis so groot, dis so moeilik. Daar is nie hoop nie. Hy sê, as ek dit na hom toe bring, hy sal my onderhou. God het grense rondom sy kinders getrek. Daar is hierdie grens van liefde. Ek en jy word omring deur God se liefde. Ons hoef nooit te twyfel aan God se liefde nie. Hy het hierdie grens van genade, dat sy genade is daar. Sy genade is daar. Wanneer ek en jy tot bekering kom, vind ons hierdie reddende genade van God. Maar soos ek en jy hierdie pad stap saam met hom, is sy genade altyd daar. Wanneer ons voet onder ons uitgly en dit gaan, dan is hy daar om ons weer te herstel. Ons sê, Here Jesus, ons is jammer. Johannes verduidelik het so mooi vir ons in 1 Johannes 2. Hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Maar as julle gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus die regverdige. Hy is ons advokaat. Hy tree vir ons in. En ek en jy sou blaatant lieg as ons sê ons is sondeloos. Ek doen nie meer sonde nie. Nee. Daar's die kere wanneer ons voete onder ons uitgly en ons val. Maar ten spyte van dit is die Here se genade rondom ons getrek. Hy het 'n grens van deernis. Ek weet nie wat ek dink dis seker maar die Afrikaanse naam vir dit. Deernis, compassion. Hy het
Hy vou ons in met sy compassion, met sy deernis, met sy liefde. Hy hou ons by mekaar. Johannes 10 vers 28 sê die Here Jesus daar vir sy disippels. Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis die grens wat God se genade en sy liefde en sy compassion rondom ons maak. Kan ek dit weer vir jou lees? Ek gee aan hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. As hy sê in vers 23, hy sal jou onderhou, dan sal hy jou onderhou. Romeine 8 vers 38 en 39 sê vir ons, ek wil dit gou hier vir julle lees. Paulus, nadat hy sy hele relaas gehad het daar in Romeine 6, 7 en 8, sê hy, ek is versekerd. Hy sê in vers 37, maar in al hierdie dinge, daar was 'n klomp goed wat hy genoem het, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. Niks. Niks kan ons skei van die liefde van Jesus. So wanneer hy sê, ek sal jou onderhou, we can bank on it. Daar's min goed in hierdie lewe wat ons kan, as iemand 'n ding sê, ek sit my lewe daarop. Ek sit my lewe daarop. Jy sit jou lewe hierop. Hy sal ons nie begeer. Niks kan met my en jou gebeur binne hierdie raamwerk en beskerming, hierdie grens wat God het rondom ons, as God dit nie toelaat nie. Ek en jy is veilig in die hand van God. Hy sal jou onderhou. Dadelik wil ek net sê, dit beteken nie probleme, ons is gevry waar. Jesus is nie die towerstaf nie. Ons lees baie van dit en ons hoor baie van dit in die dag. Kom net na Jesus toe, jou finansiële probleme is opgelos, jou gesondheidsprobleme is opgelos, jou besigheid sal suksesvol wees, jy gaan miljoene maak, dis nie wat dit beteken nie. Dis nie wat dit beteken nie. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Dis God se uitnodiging, dis God se belofte aan ons, hy het hierdie grense rondom ons, maar hy waarborg dit ook. Hy sê, hy sal nooit die regverdige laat wankel. Is hierdie nie 'n wonderlike vers nie? Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Wat is 'n regverdige? 'n Regverdige is iemand wat in die regte verhouding met God is. Ek het 'n bietjie gaan oplees, wat sê hulle, wat is 'n regverdige, 'n righteous? Hulle sê, hy het 2 eienskappe, iemand wat regverdig verklaar is, het 2 eienskappe. Die eerste een is, hy is gehoorsaam teenoor God en God se wette. En in die tweede plek is hy eerlik teenoor ander mense. Dis die beskrywing van 'n regverdige. Hy is gehoorsaam teenoor God en sy wette en hy is eerlik teenoor ander mense. Ek en jy is veilig by hom. Hy sê hier, hy sal nooit die regverdige laat wankel. Hy hou ons. He's got us. Hy het ons. Hy het ons veilig. Hy het ons ferm. Ons is in sy hand. Hy hou ons regop te midde van dit alles. Ons is veilig by hom. Ons is toegevou in sy genade. En Hebreërs 12 vers 2, die skrywer aan die Hebreërs sê vir ons oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. He's got us covered.
vers 24. Maar U, o God, sal hulle, dit is die vyande, laat neerdal in die put van vernietiging. Manne van bloed en bedrog sal hulle daar nie tot die helfte bring nie. Maar ek vertrou op U. Om al hierdie goed van vers 23 te weet, werp jou sorg op die Here, hy sal jou onderhou, hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Is wonderlike kennis om te hê. Maar wat is Dawid se reaksie op dit? Hy sê, maar ek vertrou op U. Dis die praktiese toepassing van dit, om die feit dat die Here sê, werp jou sorge op my, die feit dat hy sê, hy sal ons onderhou, die feit dat hy sê, hy sal ons nooit laat wankel nie. Dis 'n feit, die kinders het altyd gesê, dis 'n feit soos 'n koei, dis daar's geen twyfel daaroor nie. Maar wat beteken dit vir my en jou? Ek moet op hom vertrou. Maar, sê Dawid hier, maar ek vertrou op U. Want deur my vertroue in die Here, word hierdie 'n realiteit en 'n werklikheid in my en jou lewe. Ek het ook 'n bietjie gaan lees, dis interessant hierdie woorde, ons Afrikaans is nie aldag, kry ou nie al die gedagtes wat jy nodig het, veral rondom 'n woord soos hierdie, want dis 'n sleutel. Maar ek vertrou op U. Wat beteken hierdie vertrou op U? Want ons het al vertrou op goed wat 'n waarborg het, wat jy koop, wat hulle sê, indestructible. Gee hom vir die kinders, is nie baie lank die papa uitgebreek. So dis nou nie waarvan ons praat nie. Maar wat beteken hierdie iets waarop ons kan vertrou? Hy sê, die Engelse woord is sommer trust, en hier's 'n paar van die betekenisse van hierdie woord. To attach oneself, om daarop te kan vertrou, you can attach oneself. To trust, to confide in, to feel safe, to be confident, to be careless. Jy kan careless wees, jy hoef jou nie weer daaroor te bekommer nie, want jy het jou vertroue in die Here gestel. To be careless, to be secure. Trust. This word expresses the sense of well-being which results from knowing that the rug won't be pulled out from under you. This type of hope is a confident expectation, not a constant anxiety. We can truly relax when we know who is in control. Dis die Bybelse betekenis van die woord trust. Ek vertrou op U. We can truly relax when we know who is in control. En wie is in beheer? Hy wat sê, werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel. Hierdie is God se uitnodiging vir my en jou. Hy stel hierdie grense vas, hy het sy beloftes daar rondom dit, en hy waarborg dit vir my. Wat ek en jy nodig het om te doen, is om daai stap te neem, wat Dawid hier gedoen het, wat sê, maar ek vertrou op U. Want anders is dit bloot net kennis. Dan het ons vanoggend gesê, ons het iets moois geleer. Ons het geleer, ons het sorge. Ons het 'n verlosser wat sorge kan dra, wat sê, gooi dit op my, gee dit vir my. Een wat sê, hy sal ons nooit laat wankel nie. Ons is veilig by hom, dit het ons geleer. En hy sal altyd vir ons sorg, hy is daar. Dan sê ons, mooi. Ons het dit geleer. Maar vir my en jou gaan dit absoluut niks beteken as ons nie ons vertroue in dit stel. Dan is ons soos 'n fariseer. Ons het vanoggend iets geleer, maar ons doen niks daarmee nie. Ons kennis word meer, maar ons hart en ons kop kom nie by mekaar uit. Kom ek en jy sê, in ons hart vir die Here, en ons bedoel dit eerlik en opreg vanoggend, Here, ek vertrou op U. Wanneer hierdie goed weer kom, ek vertrou op U. Laat die aanslag van buite kom, laat die messteke maar van binne kom. Ek werp my sorge op U.
Ek los hulle by U, Here, dankie, dankie. My vertroue is in U. Kan ons dit doen? Gaan ons dit doen? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanoggend vir U so baie dankie sê vir hierdie woorde van Dawid, wat so moedeloos was, dat hy gesê het, hy hardloop eerder weg uit die leuksheid en die gerief en die gemak van sy paleis, en gaan skuil ergens in die woestyn, in die hoop om weg te kom van sy laste en sy sorge nie. Here, terwyl U vir ons sê dat ons het net nodig om ons laste op U te werp. Ons wil dit kom doen vanoggend, Here Jesus. Ons wil vir U dankie sê dat U by magte is om die las, die gewig van ons probleme en ons bekommernisse te kan dra. Dankie dat U by magte is, dat U ons beskerm en bewaar, dat ons nooit sal wankel nie. En dankie dat U waarborg dat U daar is vir ons. En Here, ons kies nou bewustelik om dit waarmee ons huidiglik worstel, te kom werp op U te kom plaas. Here, as ons nie 'n worstelstryd op die oomblik het nie, is ons dankbaar. Maar wanneer dit kom later hierdie week of volgende maand, Here, herinner ons dan daaraan, dat ons het hierdie keuse om to put our trust in You, wetende dat die mat gaan nie onder ons uitgeruk word nie. Ons gaan nie teleurgesteld wees as ons las na U toe gebring het. U dra dit. U neem die verantwoordelikheid daarvan. Dankie dat U ons ken. Dankie dat ons lewe in U hand is. Mag ons vandag en in hierdie week wat voorlê, en hoe lank ons ook al nog hier mag wees, mag ons so lewe as mense sonder sorge en sonder laste, omdat die oomblik wat hulle na ons toe kom, ons hulle werp op U. En U neem hulle en U maak ons vry om te kan wees en te kan word die man en vrou en jong mens wat U ons gemaak het om te wees. Mag ons dit ondervind en ervaar in hierdie week. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.